King of kings, He's the Lord of lords. His name is Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He's the King. Hy is die koning der konings. Hy is die Here der Here. Sy naam is Jesus, 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 Jesus. Ere aan sy naam. Baie dankie, kom maar sit. Dankbaar vir u. Nou ja, dit is, ek wil sê nie, dit is koud nie, dit is bitterkoud, dit is verbykoud. Maar ons dankbaar vir u wat hier saam met ons is. Ek wil u nooi om die woord saam op te maak by 1 Konings. 1 Konings, hoewel ons nou nie vanaand regtig na die teksverse in Konings gaan kyk nie, maar meer na 'n samevatting, so ek het vir u prentjies uitgedeel, waarna ons gaan kyk, maar net so vers lees daar in Konings. Maar voordat ons daar saam lees, kom ons sit so aan, bid ons saam. Dierbare, verhoogde Here Jesus, U is die konings van die konings. U is die Here van die Here. U is die skoonroos van Saron. U is die lelie van die dale en daar is niemand soos U nie. Ek dink aan daardie teks in Hooglied wat sê, hy is myne en ek is syne. Mag het so vanaand wees in ons lewe. U is ons sin en ons is U sin. Soos Dawid ook gesê het in Psalm 23. Die Here is my herder. Niks ontbreek nie. Here, ons aanbid U vanaand, wat deur alles gegaan het. U het in daardie nag ook, glo ek, ook redelik koud gekry, want ons lees in die woord van die Here, dat hulle almal het gestaan en om die vuur, ook daar waar Petrus gestaan het. En toe hy U verloon en omdraai en U aankyk, terwyl hy lekker by die vuur staan en U verloon, word U aan 'n ander kant ondervraag. Maar Here, dankie dat ons die woord kan hê vanaand. Dankie dat ons die geskiedenis kan hê. Here Jesus, die geskiedenis wat vir ons ryk en opgeteken is, sodat ons daaruit kan leer, om in elke weg en in elke geval volkome toegerus te kan wees, deur die woord van die Here. Here, baie wonder wat het in die verlede gebeur. Nou Here, ons wat in die woord van die Here glo, wat die Bybel het, ons weet wat het in die verlede gebeur. En die wetenskaplikes doen navorsings, en hulle kom op goed af, wat lang tevore reeds in die Bybel vir ons opgeskryf is. Ons eer U daarvoor en ons aanbid U. En ons vra Here dat ons dan ook hier in Konings iets van U heerlikheid kan smaak, maar ook die afvalligheid van hierdie mensdom. Ons aanbid U en ons eer U in Jesus naam. Amen. 1 Konings, hoofstuk 1, vers 1. Toe koning Dawid oud en ver op sy dae was, het hulle hom met komberse toegemaak, maar hy kon nie warm word nie. Dalk soos u vanaand, trek 'n ekstra baadjie aan en 'n ekstra, die kinders gooi ekstra kombers oor hulle, want hulle word nie warm nie, so was Dawid ook. En sy dienaars sê aan hom, laat hulle vir my heer die koning 'n jong meisie soek, dat sy voor die koning kan staan en voor hom verpleegster kan wees en in sy skoot lê. Dan sal my heer koning warm word. Hulle het toe die grondgebied van Israel 'n mooi meisie gesoek en Abisag, die Sunamitiese, gevind en haar by die koning gebring. Die meisie was besonder mooi. Sy was vir die koning 'n verpleegster en het hom bedien, maar die koning het geen gemeenskap met haar gehad nie. En dan vers 5. Intussen was Adonia, die seun van Hagit, so vermetel om te dink,
ek sal koning word. Net tot sover dan vereers. So ons het dan gekyk in Samuel, het ons gesien hoe Saul koning gemaak is, en daarna hoe Dawid die koningskap geërf het, hoe die Here hom dan aangestel het, hom gesalf het as priester en koning, en hier lees ons dan in Konings, in die begin van Konings, die einde van Dawid se lewe. In hoofstuk 2 sterwe Dawid, ons lees in hoofstuk 2 vers 11, en die dae wat Dawid oor Israel geregeer het, was 40 jaar in Hebron en 7 jaar geregeer en in Jerusalem 33 jaar geregeer. So die dae waarin Dawid min of meer geleef het, was 1040 voor Christus tot 970. Met ander woorde is tydperk van 70 jaar plus minus wat hy geleef het, en dan 40 daarvan het hy geregeer. En 33 daarvan ook oor Jerusalem. En dan gee hy oor aan sy seun Salomo, waarom die troon oorneem. Nou ek het vir u 'n bladsy uitgedeel. Nou hierdie ene is baie kosbaar om te sien. Heel eerstens, die profeet wat in daai tyd geleef het, soos byvoorbeeld heel bo sien ons vir Elia, hy het geregeer in Israel. So wanneer hulle praat van Israel, en u sal sien by Jesaja praat hulle van Juda. Wat is die verskil tussen Juda en Israel? Israel staan bekend as die 10 noordelike stamme, en dan Juda, die 2 suidelike stamme. So Elia het in Israel die noordelike stam, en hy was in die koning van Ahab en Joram in die tydperk van 870 tot 845 voor Christus, en dan sy geboorteplek. So dit help om te kyk, wanneer ons lees oor 'n koning, om te kyk watter profeet het in sy tyd geleef, en in watter ryk het daardie profeet dan gearbei, en in wat se tydperk was dit dan gewees, die datum. En dan het ek vir u 'n ander een uitgedeel van die konings. So ons gaan, ek weet hy's baie klein en baie fyn, maar ons gaan kortliks daardeur gaan vanaand. So heel in die middel bo, maar daardie bladsy vat en hom baie naby hou, want hy's maar baie fyn gedruk. Repeat, gaan jy hom kan sien, neem daar volg. So ons sien bo konings. Het julle hom? Ok. So heel eerstens aan die linkerkant bo sien ons 'n pyltjie wat opwaarts beweeg met Dawid. Dawid in die tabernakel, en dan wat 'n koninkryk sien ons daar in die middel. Daar staan onder dit Messianic King, die Messiaanse koninkryk, 2 Samuel 7. So die koninkryk het Dawid dan opgebou. So dit in Israel aangekom, en Saul het die koningskap ontvang, en Dawid, en daar is gesing, Saul het sy 1000e, maar Dawid sy 10.000e. So dan sien ons daai koninkrykie daar bo. En dan het ek vir u geskryf links bo, die konings werk die nasie in die grond in. So dit wat in Genesis 12 aan Abraham beloof het, is gegee. En dit was hier die geweldige koninkryk. En dan die koning na Dawid, Salomo, was ook in 'n mate redelik groot en heerlik. Nou ons sien dan die eerste 2 hoofstukke. Jy sal sien in die eerste blokkie, links 1 tot 2. Sien jy dit? So 1 tot 2 sien ons iemand op die bed lê, Dawid wat op die bed lê, en Salomo wat by hom kom, en dan vir hom sê, stay faithful, bly getrou aan die Here. Maar daar op sy bed sien ons, daar is 3 name wat hulle gee dan daar
wat hulle van plan is om eintlik van kant te maak. So daai name is baie klein geskryf, maar in hoofstuk 1 en 2 sal julle dit daar lees. Die volgende is hoofstuk 3 en 4. Sien ons vir Salomo daar aan die linkerkant staan, en die Here vra dan vir hom, wat begeer jou hart? En wat begeer hy? Wisdom. Wysheid om die volk van die Here te lei. En die Here gee vir hom. En dan sien ons daar 'n prentjie van die tempel wat hy bou. Met baie goud, groot heerlikheid. So Salomo het dan hierdie baie goed bereik. Ons weet van leeu's wat daar gesit het. En heerlikheid. En die koningin van Skeba wat gekom het. En almal het vir hom geskenke gebring. En dan sien ons in die volgende prentjie. Kyk, 5 tot 8 is die tempel wat gebou word in al sy heerlikheid. Hoofstuk 9 tot 11, die prentjie wat ons daar sien. Salomo se, die Engels sê downfall. En daar is 2 groepies in daardie prentjie. Aan een kant vroue en aan die ander kant afgode. So saam met die vroue wat hy getrou het, het hulle afgode ook ingekom. En so Salomo se hart weggesleep van die Here af. En dan aan die onderkant sien ons ook Deuteronomium 17 wat sê hulle mag nie slawerny inbring nie, en hoe hy slawerny ingebring het. En as 'n mens gaan kyk na Salomo se lewe, dan oortree hy baie van Deuteronomium 17 oortree hy. So ons sien dan, die Here gee konings, en die konings wat hy dan gegee het, so jy sal sien die tweede blokkie aan die regterkant bo, wat sê kings. Die noordelike deel, hoeveel konings het reg gewandel? 0. En 20 konings het verkeerd gehandel in die noordelike ryk. En in die suidelike ryk het 8 konings goed gehandel en 12 konings verkeerd gehandel. Daarom het die Here dan ook regsbo profete in plek gesit om die konings te begelei, om te praat vanuit die mond van die Here. In die tweede punt oor die covenant, die verbond wat gesluit is. Derde punt, idolatry, oor afgoderry, en dat hulle bekeer en by die wet van die Here hou. So, as ons weer teruggaan na die linkerkantste blokkie sien ons 12 tot 16. So wat gebeur? Na Salomo se regering sien ons die wegbreek, die verbreking. So dit wat Dawid reg gekry het om weer een te maak, Israel onder een hoof te regeer, en Salomo se onder een hoof regeer het in sy kinders daarna Rehabiam en Jerobeam het dit weer gesplit, noord en suid. En daar sal u sien, Israel is noord, of baie keer sal u lees in die Bybel, hulle praat van Samaria, dan praat hulle van die noordelike deel. En dan praat hulle van Juda, die suidelike deel. So die noordelike deel het baie vinniger afvallig geraak as die suidelike deel. En in daardie blokkie sien julle die noordelike deel, is daar sulke 2, het lyk soos beeste in daardie blokkie. Regsbo. So dit is dan 2 tempels wat gebou is deur Jerobeam, as ek reg is. Die een in Bethel en die ander een in Dan. 2 tempels wat hy opgerig het. Nou kan julle dink, Jesus kom by die Samaritaanse vrou en sy sê, ons aanbid hier by Bethel of by Dan, maar julle sê, ons moet by Juda in Jerusalem gaan aanbid. Wat is die regte een? En dan sê Jesus, die wat hom aanbid sal hom in gees en in waarheid aanbid. So daar is die tempels, 2 tempels gebou.
in hoofstuk in 1 Konings 17 tot 2 Konings 2 sien ons dan die volgende prentjie daar. Hy word gebreek met stippels in die middel. Die linkerkant se prentjie, so 'n ou oomie wat baie kwaai lyk, met die naam van Elia. En aan die regterkant Elisa. So daardie stippeltjies in die middel breek dan eintlik 1 Konings en 2 Konings van mekaar. 1 Konings begin hy met Elia, so die profete begin, en daar is 'n man en vrou wat staan aan die linkerkant van Elia. Wat sal u sê, wie is dit? Agab en sy vrou Jezebel, Isebel. Sy waaraan die gif agter haar man was. Bokant Elia sien ons 'n stukkie grond en 'n ou wat doodgemaak is, moord. So ook daar het Agab 'n stuk grond wou gehad het en sy vrou het aan plan gedink hoe om hom uit te moor. En dan sien ons daar by Elia is daar 'n nommertjie 7. 7 wonderwerke wat vir ons opgeteken is van Elia. En dan net bo die 7 sien ons Elia by 'n brandofferaltaar met vuur wat uit die hemel kom en bo dit ook die Baalpriesters. So dit skets dan vir ons hoofstuk die laaste paar hoofstukke van 1 Konings. 2 Konings, die anderkantste blokkie, net na die stippellyne 3 tot 8 sien ons vir Elia. Nou Elia het gevra, Elisa het gevra dat hy hoeveel? Dubbel porsies, so 7 wonderwerke wat Elia gedoen het, en dan 14 wonderwerke is opgeskryf van Elisa. Hier sien ons 4 van hulle, Naaman, linksbo, linksonder die dood in die pot, en dan regsbo die dooie seun wat lewendig gemaak is, en regsonder die byl wat begin dryf het deur Elisa. En jy sal sien, ek het daar geskryf ook, dit is die noorde kant. Dis alles wat in die noorde kant gebeur het. En dan hoofstuk 9 tot 17 van die noordelike kant sien ons Jehu en Isebel se dood. Sy wat daar dood lê en die honde wat haar bloed oplek. En dan is daar sulke prentjies van een na ander 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 een. En dit is konings. Konings wat net verder en verder en verder van die Here af beweeg tot 2 Konings 17. Jy sal sien ek het geskryf daar NB Exile 17. So as ek 17 gaan dan oor die noordelike ryk wat in ballingskap weggevoer is. Aan die ander woorde Samaria. Hulle sal praat van Samaria wat weggevoer is, die noordelike deel wat weggevoer is. Nou, om te kyk na die ballingskappe is 'n hele ander geleentheid, wat ons sal kyk na die ballingskappe spesifiek. So kom ons gaan net verder. Links onder sal u sien 18 tot 20. 18 tot 20 en u sal sien onder dit het ek geskryf die suidelike ryk. Die suidelike ryk staan daar 'n koning op met die naam van Hizkia. Hizkia, en daar word van onder af is daar 'n weermag wat wil inkom. Dit is die Assiriërs. En wat se jaar was dit gewees? Dit was hier rondom 800 voor Christus. Die Assiriërs wat daardie land wil binnekom, maar Hizkia luister na die stem van die Here en so dra die Here die suidelike ryk
na Hizkia 18 tot 25 staan daar 'n volgende man op. Hoofstuk 21 lees ons van hom, man met die naam van Manasse. En dan sien u daar is 'n een waar daar staan met 'n tou aan en 'n kind wat voor hom staan met 'n offers. En hy stel kinderoffers in, waar hy kinders begin offer. Met ander woorde, as ons praat van Manasse praat ons van 'n goddelose koning binne in die suidelike ryk. En dan staan daar ook in 'n sirkel geskryf, the point of no return. Ook die suidelike ryk het 'n punt bereik, waar hulle nie kan terugdraai nie. In die streepies net regs daarvan, hoofstuk 22 en 23 sien ons nog 'n koning, wat reg gedoen het in die oë van die Here, koning Josia. En daar staan, we must reform. Soos ons praat van die protestante, so het hy ook op 'n punt gekom, hy die skrifte gekry, as ek reg is op 'n ouderdom van 8, het hy die skrifte gekry en bekeer. En hulle is dan exile, die blokkie net daarna, exile chapter 24-25, is ook die suidelike ryk weggevoer. En daar is die tempel, daar die heerlike tempel wat gebou is deur Salomo, word dan daar verbrand. En die mense word na Babylon toe weggevoer. Dit is hoofstuk 24 en 25 van 2 Konings. Maar dan sluit hy nie daar nie. Hy sluit af met die laaste paar verse, as ek reg is die laaste 3-4 verse van 2 Konings. Sluit af, ek het daar vir u geskryf, 'n man met die naam van Jojagen. Koning Jojagen wat eintlik maar in die tronk gesit het, en die koning van Babel het hom uitgehaal, en hom laat sit aan sy tafel, en hom laat eet aan sy tafel, vir hom nuwe klere aangetrek, en so sluit 2 Konings dan af. Maar, jy kan onthou, daar is in die noordelike ryk 20 konings wat gedoen het wat verkeerd was, in die suidelike ryk 8 wat gedoen het wat reg was, en 12 konings wat gedoen het wat verkeerd was. Nou, as jy sou kyk na daai onderste 2 rye van blokkies, in daai 2 rye het die profete dan geleef. So mens kan dan 'n tydlyn gaan optrek, en al hierdie profete wat ek vir u gegee het, u kan nou gaan kyk in watter konings se tydperk het elkeen geleef. Byvoorbeeld Jesaja het in Hizkia, met ander woorde, links onder, in daardie blokkie, het Jesaja dan geleef. So Hizkia was die profeet wat dan vir koning Hizkia gaan sê het, wat sê die Here. So kan ons dan uitkom, om te sien wat in konings aangaan. So as u hierdie prent het, dan kan u sien, presies die beeld van die begin, tot die einde, wat in konings gebeur het. Amen. Dis dit. Daar was die 10 stamme wat verdwyn het. Dis reg, so die 10 stamme is in hoofstuk 2 vers 17, is hulle weggevoer. En dan, so as 'n mens meer wil lees, die regte hoofstuk om te lees, is hoofstuk 17, om te sien. Maar ook nie almal is weggevoer nie, maar 'n meerderheid is weggevoer. En dan in hoofstuk 24 en 25 is die suidelikes weggevoer. En ook heel wat later. So konings stel hierdie 2 boeke stel 'n tydperk van plus minus 400 jaar. So hierdie is 400 jaar. Van 1000 voor Christus
tot, as ek reg is, 580 voor Christus. So die eerste ballingskap, die Assiriërs wat hulle weggevoer het, was plus minus 800 voor Christus. En die tweede ballingskap, wat as ek reg is, hier waar die, as ek 24, 25, waar die suidelike ryk na Babylon weggevoer is, dit was in 580. En as ek hier gaan kyk, wie's in 580 weggevoer, dan sal ek gaan kyk na Daniel. Daniel, toe exile in Babylon, en die konings wat in sy tydperk was, en die tydperk wat hy geleef het, was 620 tot 540 voor Christus. Hosea, sien 'n mens weer, was er dan meer in Israel se kant, die agtergeblewenes, in 758 tot 725 het hy gearbei. Ek wonder of dit hoe oud hy geword, ek twyfel. Maar ja, baie van hulle het nie lang geleef nie, want die profete is, as ek reg is, almal is uitgemoor. Van Abel tot Sagaria, sê die Here Jesus is almal uitgemoor. Ja, so dis die konings. Nog iets wat iemand wil bysê? Baie dankie.